Goeiedag, ek groet jou in die kosbare naam van Jesus Christus. Van die kragtigste dinge wat jy God in jou lewe sal sien doen, sal nie gedurende tye van gemak en voorspoed wees nie, maar wanneer omstandighede moeilik en onseker is. Dit is in daardie seisoene dat jy God se hand op wonderbaarlike maniere sal sien beweeg, as jy die regte gesindheid behou. 'n Wyse persoon herken en waardeer die mense en seëninge wat reeds in hul lewe teenwoordig is, terwyl 'n onwyse persoon voortdurend gefokus is op dit wat ontbreek in hulle lewens. Hulle is, as ek maar net mense. As ek maar net dit of dat kon hê, dan sal ek tevrede en dankbaar wees. Die feit is egter dat 'n mens nie werklike tevredenheid in jou lewe kan ervaar sonder dankbaarheid nie. Tevredenheid sal altyd buite jou bereik voel as 'n mens nie leer om dit te waardeer wat jy op hierdie oomblik mee geseën is nie. Waardeer dit wat jy het. Koester dit wat God aan jou toevertrou het. Moenie glo dat jou geluk altyd iewers anders lê nie. Jy het sekerlik al iewers in jou lewe gehoor dat mense sê, tel jou seëninge. Wel, dit is goeie advies. 1 Tessalonisense 5 vers 18 sê, wees in alles dankbaar. Ons neem so maklik die mense, gesondheid en dinge wat God ons mee seën as vanselfsprekend aan. Maar elke dag is 'n geskenk. Die asem in jou longe, die mense wat jy liefhet, die geleenthede wat voor jou lê. Jy mag dalk vandag sê, wel, my lewe is in so gemors, ek is nie seker of ek enigiets het om voor dankbaar te wees nie. Dit is juis hier waar jy jou seëninge moet tel. Want al kan jy aan niks anders dink nie, kan jy nog steeds sê, Here, ek is so dankbaar dat U my liefhet, vir my aan die kruis gesterf het en elke dag in my lewe werk. Behou hierdie gesindheid deur jou hele dag. Wees dankbaar en sê dit. Want wanneer jy met 'n houding van dankbaarheid begin leef, maak jy die deur oop vir God om wonderlike dinge in jou lewe te doen. Here, help my om nooit U goedheid as vanselfsprekend te aanvaar nie. Gee my 'n dankbare hart wat elke dag my seëninge tel. In Jesus naam bid ek dit. Amen.